Ver terug in die geskiedenis en selfs in ons moderne tye was daar geheime deure in kastele, selfs in kerke, ja, amptswonings en in huise. Nou hierdie deure het toegang verleen aan mense om van gevaar te ontsnap en dan natuurlik ook was geheime deure 'n manier om ongeruimthede weg te steek. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Die nag is verby, die dag het gebreek. Dis 'n nuwe dag. Goeiemôre. 2 aande gelede het ek gedroom van 'n huis van iemand wat geheime deure bevat. En as jy die deure oopmaak, kry jy toegang tot die persoon se weggesteekte leefwyse. Geheime sondes. Ek gesels met jou oor geheime deure of dan nou geheime sondes. En as ek oor geheime deure praat, gaan dit nie oor jou fisiese huis met fisiese geheime deure nie. Dalk het jy so iets waar jy snaakse goed in aanvang, maar daardie verkeerde goed wat ek eintlik oor praat is die dinge wat 'n mens doen in die geheimenis, of dit nou agter 'n fisiese deur daar in jou huis is of waar ook al, maar dis waaroor ek gesels. Daardie dinge wat jy nie wil hê ander van moet weet of van moet uitvind nie. Die dinge wat jy na kyk of die dinge wat jy doen, miskien op jou slimfoon waarvan net jy weet, en as iemand die vertrek binnekom, jy weet mos wat doen 'n ou. Dan het jy mos 'n ander website of 'n tuiste gereed. Jy maak hom gereed voor die tyd om dit waarna jy kyk gou te kan verdoesel. Of dalk is die geheime deur jou geheime leefstyl wat jy lewe. Dalk so agter jou vrou of jou man of jou kinders se rug, daardie ek gaan gou winkel toe vrou. Wat gaan doen jy daar by die kastige winkel? Jy kom nou wel met melk en eiers miskien huis toe, maar daar's 'n ander rede agter jou geheime leefstyl. Of 'n leefstyl agter jou naastes of jou medegelowiges en jou predikant se rug. 'n Geheime deur, nê, 'n leefstyl spreek van valsheid teenoor jouself, teenoor ander mense en ook teenoor God. Nou ek wil vir jou sê, ek kry nie altyd drome nie, maar wanneer ek dit kry en dit is wat dit is, soos hierdie ene, dan wil ek vanoggend vir jou sê, pas op, pas op, pas op vir hierdie geheime deur. Jy kan hierdie deur suksesvol wegsteek vir ander mense. Vir jou vrou en vir jou kinders en vir jou predikant en vir wie ook al, maar jy gaan daarin faal om dit vir die bose weg te steek. Die bose, die demone, gaan hierdie deur misbruik. Die bose gaan nie net wag dat jy deur die deur stap nie, maar hulle gaan jou, sodra jy deur jou geheime deur gestap het, as esel gebruik om toegang tot jou hele lewensloop te kry. Hulle gaan jou liggaam en siel kontamineer, jou huweliksmaat en jou kinders gaan hy bykom. Pas op, geheime deure mag onskuldig op die oog af wees, want jy besef nie die demoniese betrokkenheid agter jou geheime sondes nie. Jy ken nie die plan van die Satan agter geheime sondes nie. Jy moet onthou, geheime sondes is soos 'n donker, vogtige vertrek waar jy mushrooms in groei. Jy ken dit mos. Geheime deure, geheime sondes gee toegang tot donker vertrekke. Dis broeiplekke van ander en meer sondes. Hoe langer jy die deur toehou en jou sondes wegsteek, hoe sterker word die krag van sonde en hoe meer vermeerder die spore die sondes. En so spore aan jou vassit, sit sondes aan 'n mens vas en hulle bose krag en so draai jy dit oor aan die waarmee jy in aanraking kom, of het dit 'n inwerking op ander. Hiervan het ek en jy mos nou al baie van gesien. Die effek van sonde in jou lewe, hoe dit 'n effek het op ander mense se lewe. En ons moenie vergeet nie, alles is oop en bloot voor ons se God. Geheime deure hou God nie uit nie. Die Here het eendag vir Israel 'n boodskap gestuur deur Amos, en die boodskap
lees jy daar in Amos 9 vers 1, ek lees dit gou vir jou, net die A gedeelte. Ek het die Here by die altaar sien staan, en God het gesê, slaan die kapiteel, ek gaan nou vir jou sê, wat dit beteken, slaan die kapiteel van die pilaar, sodat die drempels bewe. Die kapiteel is 'n balk bo 'n deur byvoorbeeld. In hierdie geval was dit nou bo die altaar, maar 'n kapiteel is 'n balk wat bo 'n deur byvoorbeeld is, wat keer dat die deur nie in mekaar val nie. Die toepaslike kort en lank van die boodskap is, slaan die lintel, soos ons dit mos nou in Afrikaans noem, is eintlik 'n Engelse woord nie, of slaan die balk van jou geheime deur sodat dit in mekaar kan val. Vernietig jou geheime deure, dis die boodskap. Soos met Israel, gaan God optree, jou geheime bekend maak en 'n stop sit aan die invloed van bose magte op jou en die naby aan jou. Jy weet, God beloof herstel in Israel, daar in Amos 9 van vers 11 af, maar die lintels van die geheime deure moet eers afgebreek word. Ek vra jou net een ding vanmôre. As jy hierdie boodskap gehoor het, en as jy hierdie boodskap hoor, pas op vir die geheime deure, deel daarmee. Breek dit af, breek die lintel, breek dit wat jou geheime deure in stand hou, breek dit af, maak klaar daarmee. Want God gaan besoek kom doen oor jou geheime deure. Kom ons bid saam. Here, wanneer U spreek, wil ons ore tot U inspraak spits. Maak ons gewillig om U woord te hoor en ook te gehoorsaam, is my gebed in Jesus naam. Amen. Blessings, tot Vrydag wat ons weer gesels.